lekker om die Here te dien. Die Here is goed, hy is getrou, hy het nog nooit gefaal nie. En ek wil vanmôre maar net vinnig met u gedagte deel. Baie dankie, julle kan ook julle sitplek neem. Prys die Here. Ek wil vanmôre net vinnig met jou praat oor die storm en die rots. En dit is vir my amazing hoe die Here sy oggend so by dit alles kom insluit en die Here net eintlik sy woord bevestig. Lukas 6 vanaf vers 47 tot 49 wil ek met jou saam lees uit die Afrikaanse Bybel, ou vertaling. En dan gaan ek 'n hele paar ander skriffies ook lees. En ek bid dat die woord van die Here vanmôre iets vir jou sal doen. Woord van die Here is praat hierso hy sê elkene wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen. So party ouens luister net maar hulle doen nie. Maar ek gaan nou nie vanmôre daaroor praat nie. Hy sê so hulle wat luister en dit doen. Hy is soos 'n man, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fundament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, hy is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fundament op die grond gebou, en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Dus ek wil vanmôre met u praat oor die fundament, en natuurlik is dit ook baie belangrik wat ek bo op die fundament bou. Ek kan die beste fundament hê en ek kan verkeerd bou, en dan gaan dit my ook nie veel help nie. So die fundament en dit wat ek bou, moet dieselfde wees. En waarmee bou ons? Dit is ons bou op die woord van die Here. Ons bou in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. So ek luister nie net nie, maar ek doen ook wat God wil hê. So ek kan sê dat ek in Jesus is en ek luister nie na hom nie en ek doen nie wat hy wil hê ek moet doen nie. En dan gaan ek nie bly staan nie. Ek kan sê ek is op die rots gebou, maar ek vergewe nie, en dan gaan dinge verkeerd loop in my lewe. Ek kan op die rots van Jesus gebou wees en ek kan sonde doen, en dan gaan wat ek bou, die fundament gaan nie vergaan nie, maar wat ek gaan bou gaan nie noodwendig staan teen die goeters nie. Maar wanneer ek in gehoorsaamheid aan die stem van die Here byvoorbeeld dalk vergewe, wanneer dit vir my moeilik is, want ek weet nie vir jou nie, was nog nooit maklik om te vergewe nie. Dis moeilik. Dit challenge my mens wees om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here, want die vleesmens wil eerder die lekker dinge doen, die maklike uitweg hê, en weet daai opsies hê. Dis moeiliker om God gehoorsaam te wees wanneer dit vir my moeilik is. Dis moeiliker om te vergewe wanneer my vleesmens sê, Here gee my net so 5 sekondes of 5 minute verlof van die goed dat ek hulle net wys waar Dawid die wortels begrawe. Dit is ons eerste reaksie. Dit is makliker om kwaad vir kwaad te vergelde. Dit is makliker om 'n negatiewe woord te sê as om 'n mooi woord te sê. En dit is maklik om dit te doen wanneer iemand vir my lief is om terug lief te hê. Dit is maklik wanneer daar nie storms is nie, met ander woorde, om die regte ding te doen. Dit is makliker om iemand te vergewe vir wie ek baie lief is en hulle het nie my so seer gemaak. So my kinders my kwaad maak, is maklik om hulle te vergewe want ek is vrek lief vir hulle. Dit is moeiliker om iemand te vergewe wat oor en oor my baie skade bring. So as die son skyn en die weer is lekker, is dit baie maklik om te doen wat God wil hê ek moet doen. Dit is moeiliker om te doen wat God wil hê ek moet doen wanneer die storms teen my huis aanstorm. Dit is moeiliker, maar dit is in daardie tyd wanneer my en jou karakter in Jesus getoets word.
Dis in daardie tye, wanneer ek deur die storm getoets word, is jy rarig waar. Ek praat eendag met my pa, ek het dit al baie getuig, toe praat ek met my pa, en ons gaan deur 'n moeilike tyd, en ek sê vir hom, weet jy pa, dit almal sê eintlik, as jy deur 'n storm gaan, dan kom jy nader aan die Here. Ergens in 'n storm, dan, ouens bid net meer as daar storms is. En ons bid nie altyd reg nie, maar ons is geneig om, ek het al ouens gesien wat nooit in die kerk is nie, toe daar 'n storm losbreek. Dan kom hulle kerk toe, tot die storm verby is. Dan sien julle nie weer nie. Ek het al mense gesien wat gevra het vir gebed, net wanneer daar storms is. So baie, dit is 'n realiteit, dit is hartseer, maar dit is 'n realiteit. Maar daar's ander, wat God soek, of die son skyn, en of die storms daar is, hulle is lief vir die Here. Hulle bou op die Here, hulle soek die Here, maar ek gaan deur hierdie ding in my lewe, en ek sê, Here, sê vir my pa, hierdie ding sal my seker nader aan die Here bring, maar op hierdie stadium voel dit nie vir my, of dit my nader aan die Here bring nie, want dit voel vir my, of ek meer vrae het, as antwoorde in my lewe. So ek weet nie van jou nie, maar as ek deur 'n storm gaan, dan maak die woord nie altyd sin nie. Ek weet wat die woord sê, maar dit is baie keer moeilik om die woord toe te pas, as ek nie verstaan, Here, waarmee is U nou hier besig? Hoekom gebeur dit in my lewe nie? Dit is moeilik baie keer om te verstaan wat God se plan is, as God my nie inlig oor sy plan nie. Maar dit is waar God wil hê ek moet hom vertrou, en ek moet aanhou om die stene te lê in geloof, en sê, Here, ek verstaan nie waarmee U besig is in my lewe nie, maar U sê ek moet vergewe, ek sal vergewe, dit is seer om te vergewe, so ek bou hierdie steen van vergifnis. Here, al is dit vir my moeilik, ek spreek vry, al is dit vir my moeilik, Here, ek weet nie, ek verstaan nie, hoekom ek hierdie stene moet in gehoorsaamheid doen nie, dit maak nie dalk nou vir my sin nie, Here, maar ek gaan bou op die rots wat Jesus is. En ek hou aanbid, en ek sê vir my pa, seker gaan ek ergens in hierdie nader aan die Here kom. En my pa sê vir my, nee, eintlik in 'n storm leer jy jouself ken. Ek sê nie, ek verstaan nou nie. As jy, daar's goed van jou wat jy nie geweet het, jy gaan voel, of doen, of optree, as jy nie deur sekere pressure gaan nie. Want dit is maklik vir my, ek het al op 'n stadium sê, wat, as die kerk toemaak, dan dien ek die Here onder die boom. Ek sal die Here aanhou dien, al val as 10.000 aan my sy, en 1.000 aan hierdie kant, ek sal die Here dien, tot een ou van jou sleg praat. Dan nie as 10.000 nie. Dan kom jy agter, ek is nie so gelowig as wat ek gedink het ek is nie. So 'n storm, al uit jou uit, wat jy nie geweet het, in jou is nie. Want as dit met jou goed gaan, dan is daar sekere goed wat jy nie in jouself ontdek nie. Sekere vuilheid. Dit is waar goud deur vuur gelouter word. As ek na 'n stuk goud kyk, kan ek nooit die impurity sien in die goud, totdat hy gesmeld word nie. Maar in 'n gesmelte toestand in die vuur, kom impurities na boontoe. En dan kan jy dit afskep, want jy kan dit nie so in die vuur, kom daar goed uit my uit, wat God nie net vir my wil sê, ja, kyk hoe lyk jy nou nog nie, omdat God met my daaroor wil praat, en hy wil nie ek moet dit bou in my lewe nie. So omstandighede druk al goed uit my uit, wat ek nie geweet het ek het nie. Daar is dinge van my wat ek ontdek het, wat ek nie geweet binne in my is nie, totdat ek onder die sekere storms was in my lewe, dan kom ek agter, Here, nou sukkel ek om, dit was lekker om te bid, toe dit goed gegaan het, maar nou sukkel ek om te bid. Dis lekker om te bid, dis lekker om te worship, dis lekker om alles te doen, so almal van my hou, en almal praat van my goed, en daar's vrede in my huis, en daar's dit, en dis lekker. Maar wanneer dit stormagtig raak, hoe lyk die stene wat ek lê op die fundament? Hoe lyk dit waarmee ek bou in my lewe? Kan dit standhou teen die storms waardeur ek gaan? Maar ek wil vanmôre met u praat oor die rots. Hoe belangrik dit is dat ek ook moet weet wie my rots is, en wie die fundament van my lewe is, op wie dit is wat ek bou. Psalm 62 vers 2 tot 13 sê, en nou Dawid skryf dit, ek is baie mal oor Dawid, daar is soveel goed wat jy mens by hom kan leer, en daar is soveel kere wat God uit die psalms uit al met my gepraat het
oor goed, dan sien ek, maar David amper deur dieselfde ding gegaan wanneer ek nou gaan. Weet, so, ek het al baie by ou David geleer, weet, ek dink, ek en hy sou lekker kon gesels het, weet, as ons kon gepraat het oor goed, dan sal ek agter, weet, ek kan met hom relate, as goed wanneer hy gaan, hy sê, ja, my siel, Psalm 62 van vers 2, ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil, hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie grootliks wankel nie. Hoe lang sal julle aanstorm op 'n man? Julle almal verbrysel soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur. Ja, hulle hou raad om my van my hoogte af te stoot. Hulle het behaag in leuns. Met hulle mond seën hulle, maar met hul binneste vloek hulle. Ja, al sulke ouens gekry. Hulle is glad met die mond, die heuning loop. Ag my ou boetie, ek raak jou kwaai. Maar aan die binnekant, daar is iets anderste wat aan die gang is. Maar prys die Here, God kyk dieper as dit. So ja, met hulle mond seën hulle, maar met hulle binneste vloek hulle. Wees net maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil en my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Ja, nietigheid is die mense kinders, leuns is in die aansienlikes, in die weegklag, weegskaal moet hulle opstaan, almal saam is hulle minder as nietigheid. Vertrou nie op die verdrukking en bou geen ydelle hoop op die rowery nie. As die vermoëns aangroei, sit daar die hart nie op nie. So selfs as jou vermoëns terugkom, nie jou hart op jouself sit of jou eie vermoë nie. Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het, dat die sterkte aan God behoort en aan U, Here, behoort die goedertierenheid, want U vergeld elkeen na sy werk. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as jy weet op wie jy gebou is, as jy weet wie jou rots is, as jy weet wie jou sterkte is, as jy weet wie die een is wat jou nie gaan laat wankel nie, so wat laat hier die huis staan, wat laat my lewe staan, is dat die fundament waarop ek en jy gebou is Jesus Christus, die fundament waarop my lewe staan. Partykeer maak die dinge om my nie sin nie, partykeer is daar mense wat teen my opstaan, partykeer is daar finansiële druk, partykeer is daar siekte, partykeer is daar goed wat ek nie kan verstaan nie, maar jy sien ek is nie, die vyand wil hê dat jy moet vanmôre kyk op die storms en dan raak ons bewerig en ons raak angstig, want ons kyk na al hierdie storms, maar God gee my 'n belofte en vir jou 'n belofte, as hy my rotsvesting is, as hy my fundament is, as hy die een is op wie my lewe gebou is, ek wil vanmôre vir jou sê, ek is en jy is gebou op Jesus Christus, hy is my rots, hy is my rotsvesting. Beteken dit dat ek nie gaan storms beleef nie? Nee, ek gaan, maar ek sal nie val nie, want die fundament, dit op wie ek vertrou nie in myself nie, ek vertrou in die rots van my heil, en baie keer moet ek eerder gaan fokus, want die vyand wil vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie, want kyk na die storm, maar ek wil vanmôre vir jou sê, onthou, op wie is jy gebou, want wat doen die fundament? Hy hou die hele huis regop, hy hou dit stewig, hy hou dit vas, die fundament, enige huis wat gebou is, veral vir beleide, maar jy gaan bou nie daar by die vlei nie. Ja, want ek sien van daai huise kraak,
en goeders, want jy kan nie op onvastigheid bou nie, maar wanneer jy vastigheid het in die fondasie van jou menswees, daar's 'n ander woordjie wat ek baie voorlief is, to be rooted in Christ and founded securely in Him. When I'm rooted in Christ and I've been founded securely, wanneer ek stewig vas is in Jesus Christus, en dan gaan die vyand vir jou sê, jy gaan nie hierdie storm deurkom nie. Daar's nie 'n manier, MC, wat hierdie storm gaan maak, dat jy gaan sien wat jy graag wil sien nie, maar daar het iets gebeur, daar was 'n beginpunt van die bou van jou lewe, en die beginpunt van die bou van jou lewe, is toe jy begin bou het op die rots Jesus Christus. Dis baie belangrik, dat ek en jy moet aanhou bou, al maak dit nie nou vir my sin nie, dat ek aanhou moet seker maak, Here, dat is my boustene reg, is my lewe reg, is die woorde wat ek sê reg, Here, ek voel nie, waar is Jesus? Jesus is die ene wat jou vashou, hy is die ene wat jou deurdra, hy is jou rotsvesting, hy is jou skuilplek, hy is die God wat alles vashou. Dis hoekom ons daai lied kon sing, deurgedra. Hoekom? Want wie dra jou? Wie dra my? Dit is die fundament van my lewe, Jesus Christus. Ja, dit is nie altyd lekker wanneer ek deur storms gaan nie. Partykeer lyk dit, Here, ek weet nie hoe gaan hierdie goed behoue bly nie. Maar God sê dat hy is nie net die een wat die fundament is nie, hy is ook die een wat bo op dit behoue laat bly. Hoekom? Want jy luister na my stem. Jy luister na my stem. Is dit deur jou eie krag? Ek wil vandag vir jou sê, dis nie deur jou eie krag nie. Hoekom? Want hy sê in een ding het God gespreek. 2 dinge is dit wat ek gehoor het. Dat die sterkte aan God behoort. Aan U, o Here, behoort die goedertierenheid, want U vergeld elkeen aan sy werk. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat jy vergeet die karaktereienskappe van die fundament op wie hy gebou is. Wat is sy karaktereienskappe? He has never failed. Met ander woorde, jy is gebou op never failed. Dink bietjie vra. Hy het nog altyd voorsien. Hy is die God van voorsiening. Waarop is jy gebou? Op voorsiening. Hy is geneesheer. Waarop is jy gebou? Op genesing. Van Jesus Christus is ons geneesheer. Fundament is deel van wat jy opgebou is. If he is healer, then healing is yours, because you've been built on healing. Met alle respek sê ek dit vanmôre, jy moet dit verstaan, jy moet die fundament ken, jy moet die rots Jesus Christus ken. Hy sê op 'n ander plek ook, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, al is die hel los vanmôre, en dit lyk of die hel los is daar in jou omgewing, maar na jou toe sal dit nie aankom nie, want die woord van die Here sê, al val daar 1000 aan my sy, en 10.000 aan my toe sal dit nie aankom nie. Met my God spring ek oor 'n berg, met my God spring ek oor die muur, met my God kan ek dit doen. Hoekom? Want dit is nie ek nie, dit is hy. Ek is in hom gebou, ek is in hom het ek my krag, in hom het ek my verlossing, in hom, because I've been built on the rock, Jesus, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak hoe groot, het jy al na 'n ligtoring gekyk? Hierdie goed wat daar by die see gebou is. Al goed is maar met klip en steen en konkreet en goed is gebou. Maar jy al gesien die golwe wat daai goed weerstaan. Maar waarop is hy gebou? So op 'n rots. So die bouwerk moet ook amazing wees. Maar jy al gesien, ander goed sal nie standhou teen daai ligtorings nie. Daai ligtorings staan teen die ergste storms en weer wat jy ooit kan sien. Maar wat doen hy in daai omstandighede? Hy gee lig. Hy het net een ding waaroor hy moet worry.
En jy moet nou mooi verstaan. 'n Ligdoring het net een ding, is sy lig moet nie doodgaan nie. Hy worry nie oor die res nie. Hoekom? Because he's securely on the rock. Ek moet net my lig laat skyn. Ek moet net nie toelaat dat ander by die rots in die gevaar uitkom nie. I must be the light in the storm. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy mag miskien in 'n storm wees en jy's bekommerd dat jy gaan bly staan, maar ek wil vandag vir jou sê, God is getrou en regverdig wat jou gaan staande hou. Waaroor jy moet bekommerd wees, is my lig reg? Is my lig reg? Here, Here, maar hulle praat allerhande goeders van my. Is jou lig reg? Is jy besig om te vergewe? Is jy besig om te seën? Is jy besig om lig te wees? Is jy besig in die storm? Van God praat vanmôre, hoekom is jy so bekommerd of jy gaan staande bly as jy op die rots is? Wees eerder bekommerd oor wat jy doen in die storm. Is jy besig om God te verheerlik? Is jy besig om sy naam groot te maak terwyl die hel los jou om jou losbreek? Dit is maklik om God te loof en prys wanneer die son skyn en God sê vanmôre, ek is die fondasie, ek sal jou regop hou, maar jy moet die lig wat ek in jou gesit het begin laat uitskyn. Halleluja! Hoe lyk jou lamp vanmôre? Hoe lyk die olie in jou vanmôre? Hoe lyk dit wat God binne in die huis gesit het? Prys die naam van die Here. God said, I'm not about to let you fail. Jy kyk na die storm en God kyk na die skepe op die storm. Jou kinders is besig. They are on stormy weather. En die vyand het jou besig met goed waaroor jy nie moet worry nie. Die Here sê, ek wil net hê jy moet nie op die storm fokus nie. Fokus op die lig wat moet uitkom in hierdie storm, want daar is ander wat die lig nodig het. Jou kinders, jou kleinkinders, jou man, jou vrou, wie ook al, somebody needs the light of Jesus in this storm. Here, maar ek is in die storm. Ja, maar jy gaan nie vernietig wees nie, want daar het klaar iets in jou lewe gebeur. Ek het jou klaar begin bou en jou geplaas op die fundament en op die rots. You are securely in me and you are worried about where you are standing, and God said, I've placed you in a difficult place so that you can be light, but I am the rock that's holding you up. Dan nie omgee vanmôre bekommerd wees nie. Here, maak is moeg. Rek nie om nie. Ek sal jou krag gee, maar jy moet toelaat dat die lig wat ek in jou sit, deur jou sal skyn in hierdie storm, want as jy nie gaan skyn nie, gaan iemand se lewe skibreek lê. Die Here weet ek wou al my ligdoring geruil het vir 'n huisie by die see. Here, ek wil eerder aftree. Ek wil eerder net low maintenance huisiekie hê by die see. Maar Here, ek het jou nie geroep vir dit nie. I've called you to be a tower, built on the rock, Jesus. Is lekkerder om die huisie by die see op see te hê. Ek sê vanmôre vir jou, God sê, I've called you to be a light. I've called you to be a light, en ek sal jou nie val nie. Ek sal nie toelaat dat jy ten gronde gaan nie. Here, maak gaan deur moeilike tye. Laat die lig skyn. Jesaja 26 vers 4 sê vir ons hierdie. Jy hoef nie dan, as jy vertrou op die Here vir ewig, want die Here is 'n ewige rots. Hy sê ewige rots. Vertrou op die Here. Op wie moet ek vertrou? On my foundation. On the rock, that is Jesus. Ek moet op hom vertrou. Vertrou op die Here vir ewig, want die Here is 'n ewige rots. Tessalonisense 2 Tessalonisense 3. 2 Tessalonisense 3 vers 3. En ek gaan dit nou uit die Engels uitlees, die gewone Engels en dan uit die Amplified uit. Hy sê, but faithful, 2 Tessalonisense 3 vers 3, but faithful is the Lord, who will establish you and will guard you from the evil one.
Amplified said, "Yet the Lord is faithful, and He will strengthen you and set you on a firm foundation and guard you from the evil one." Die Here sal jou hou en jou vashou en jou beskerm teen die vyand. Establish is die Engelse woord. Establish beteken om vasgemaak te wees. To be rooted, to be. God is die een wat jou establish. Ek kan nie bou op die rots as hy nie die werk doen in elk geval nie. Hy is die een wat my secure op hom. Maar ek moet gehoorsaam wees vanmôre. Ek wil vanmôre vir jy sê, God sê vanmôre, I'm not about to fail you. The Lord is faithful. Wat is die Here? Wat is hierdie fondasie? Is faithful. You are built on faithfulness. You are built in faithfulness. But faithful is the Lord, who will establish you and will guard you from the evil. 2 Samuel, en dis die laaste gedeelte wat ek gaan lees, 2 Samuel 22, ook uit die Engelse Bybel uit, 2 Samuel 22, vanaf vers 29. For you, O Lord, are my lamp. The Lord lightens my darkness. For by you I run through a troop. By my God I leap over a wall. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a shield to all those who trust and take refuge in Him. For who is God but the Lord, and who is a rock except our God? God is my strong fortress. He guides the blameless in the way and sets him free. He makes my feet like hinds feet, firm and able. He sets me secure and confident upon the heights. He trains my hands for war, so that my arms can bend a bow for the bronze. You have also given me the shield of your salvation, and your condescension and gentleness have made me great. You have enlarged my steps under me, so that my feet have not slipped. I have pursued my enemies and destroyed them, and I did not turn back until they were consumed. God is getrou. Hy is die rots waarop jy gebou is. Ek het hierdie woord gebring vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, as 'n skrifgie sê dat God wat die werk in jou begin het, is getrou en regverdig om dit te volëindig. En jy mag vanmôre, ek weet nie op watter stadium jy in jou lewe is, in jou verhouding nie, maar moenie vergeet op wie staan jy nie. Moenie vergeet wie is die een wat jou opbou nie. Moenie vergeet wie jou fondasie is nie. Moenie na die storm kyk vanmôre nie en sê, Here, in hierdie storm. Kyk, en dit is nie maklik nie, glo vir my. As die storm daar is om 'n lig aan die gang te hou, is moeilik. Om die regte ding te doen, is moeilik. Om te vergewe, is baie keer moeilik. Dit is nie as jy altyd maklik, glo vir my. Maar die woord van die Here sê, wat help dit, ek het net hulle lief wat my terug lief kan hê. Ek seën net hulle wat my kan seën. Wat help dit? Hy sê, maar julle moet volmaak wees soos julle Vader in die hemel is. Bid vir hulle wat jou vervolg. Seën hulle wat jou vervloek. Wees lief vir hulle wat jou haat. Here, dit is moeilik. Hierdie is 'n storm wat moeilik is. En glo vir my, as jy dit nie wil doen nie, gaan die Here jou op 'n plek sit waar jy dit gaan moet doen. Glo dit vir my vandag. Hoor wat hierdie ouetjie vandag vir jou sê. As jy sê, Here, ek wil dit nie doen nie, God gaan jou in die middel van 'n storm sit waar jy nie wil wees nie, totdat jy geleer het om te vergewe. Kom nou jare terug met my vrou se toestemming.
was daar 'n persoon gewees wat baie krapperigheid veroorsaak het in ons lewe. En ons het mos maar die manier nie, ek vergewe hulle, maar hulle moet net wegbly van my af. Hou hulle daar, en ons is hier en ons is happy. En ons word uitgenooi na 'n plek toe waar ek 'n troue moes doen. En die tafels na die troue, die eetplekkies, het hulle vooraf besluit wie sit waar, so jou naam is op jou sitplek. Langs wie moes ons gaan sit? Die persoon wat ons krap. En met wie moes ons toe nou maar praat? Met die persoon. En terwyl ons daar sit, toe begin ek te lag, toe dink ek, Here, U het 'n sin vir humor. U het regtig waar 'n sin vir humor. Want die ding wat ons vermy, het God gesê, nee, sorteer dit uit. Nie vir hulle of vir ons nie, maar vir vrede en vir rustigheid. En die Here kon vrede bring en herstel bring. So ek wil vandag vir jou sê, die ding wat jy nie wil doen nie, God het die manier om jou by daai plek te bring, nie om jou te straf nie, maar sodat jy kan leer om hom te vertrou met dit ook. Partykeer is dit moeilik, want ons maak dit oor ons. Partykeer gaan dit nie oor my nie, partykeer gaan dit oor iets wat God wil doen. Miskien vir daai persoon, en miskien vir jou, miskien vir julle albei. Ou Jona het dit ook getraai. Jona het ook getraai om nie na die plek toe te gaan waar God wou gehad het hy moes gaan nie. Nou hy kon gekies het, hy kon met 'n bootjie soheen toe gegaan het. En toe gaan hy met die vis soheen toe. Op die einde van die dag moes hy doen wat God wou gehad het hy moes doen. So jy moet maar kies, die bootjie of die vis. Jou keuse. Ek het die woord gebring soos wat die Here op my hart gelê het. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie waar